Hallo en baie welkom. Vandag kyk ons na iets wat dalk 'n bietjie tegnies klink, maar is eintlik fascinerend: fenografie. Dis basiese tegniek wat dokters al vir dekades gebruik om 'n ongelooflike, gedetailleerde padkaart van die are binne in ons liggame te kry. Maar hier's 'n vraag vir jou, né? Hoe op aarde neem jy 'n ekstraal van 'n bloedklont? Ek meen, dis mos sag en dit sit diep weggesteek binne in 'n aar. Hoe sien 'n mens dit? Wel, die antwoord is venografie. Dis 'n slim beeldingstoets wat twee dinge kombineer: 'n ekstraal en 'n spesiale kontrasmiddel of kleurstof. Dink daaraan so. Die kleurstof is soos 'n highlighter wat die are op die ekstraal laat lig gee, en skielik word hy bloedklonte en ander probleme duidelik sigbaar. Goed, so kom ons gaan 'n bietjie dieper hierop in. Vir meer as 'n halwe eeu, ja, 50 jaar, was fenografie die absolute goue standaard om diepvenese trombose, beter bekend as DVT, te diagnoseer. En hoekom is dit so belangrik? Wel, 'n DVT is nie net 'n pynlike geswalle been nie. Die ware gevaar is dat 'n stukkie van jou klont kan afbreek, na die longe reis, en dit kan lewensgevaarlik wees. So ja, fenografie was die maatstaf. Al die nuwe blinktegnieke is teen hom gemeet. So, fenografie het eintlik twee groot take, twee kernmissies as jy wil. En alles hang af van watter kant toe ons die bloedvloei volg. Gaan ons op soek na klonte of gaan ons kyk of die are se klippies dalk lek? Goed, aan die een kant het ons stygende fenografie. Dis presies soos dit klink. Die kleurstof word ingespuit en ons volg dit soos dit op in die been vloei. Die doel om enige padblokkades te soek, soos 'n DVT. Aan die ander kant het ons dalende fenografie. Hier kyk die dokters vir iets wat glad nie moet gebeur nie, of die kleurstof afwaarts vloei teen die stroom in. As dit gebeur, beteken dit die kleppe in die are lek en dit lei na 'n toestand wat ons chroniese venese ontoereikendheid noem. Nou, hier's die cool deel. Hoe lyk so 'n klont op die ekstraal? Radioloë soek vir wat hulle 'n full vek noem. Jy sien, die kleurstof vloei reg rondom die klont, maar nie deur hom nie. Dit skep twee dun, parallelle lyntjies kleurstof weerskante van die klont, en daai klassieke beeld staan bekend as die tramspoorteken. Dis presies soos 'n groot rots in die middel van 'n rivier. Die water vloei aan albei kante verby. Dis presies wat hier gebeur. En as ons nou kyk na daai lekkende kleppe, wel, hier is presisie ongelooflik belangrik. Met dalende fenografie kan dokters presies sien hoe erg die probleem is. Hulle gradeer hierdie terugvloei of reflux op 'n skaal van 4. Graad 0 beteken alles is piekfyn, heeltemal normaal. Maar graad 4, o nee, dis ernstig. Dit beteken die bloed vloei onmiddellik en vinnig terug tot diep in die kuit. So die chirurg kry 'n baie duidelike prentjie van presies waarmee hy werk. Reg, so dit is die hoekom, maar hoe werk dit nou eintlik in die praktyk? Kom ons breek die prosedure stap vir stap af. Goed, eerste stap, toegang. 'n Klein, dun buisie, 'n kateter, word in 'n aar gesit, gewoonlik bo op jou soet. Dan, stap 2, die kleurstof word ingespuit, 'n jodium-gebaseerde middel wat die are op die ekstraal sal laat pop. Derde stap is die aksieoomblik. 'n Lewendige ekstraalvideo wat ons 'n fluoroskopie noem, neem die hele reis van die kleurstof op. Soms word die pasiënt 'n bietjie gekantel, net om swaartekrag te gebruik om seker te maak die kleurstof kom oral. En dan, heel laaste, word alles met 'n gewone soutoplossel uitgespoel. Dis belangrik om te keer dat die aar geïrriteerd raak. Maar hier's waar dit nog interessanter word. Fenografie gaan nie net oor DVT in die bene nie, glad nie. Hierdie tegniek kan 'n hele rits verrassende toestande oral in die liggaam ontbloot. Vat nou byvoorbeeld pelviese kongestie-sindroom. Venografie kan presies daardie terugvloei in die eierstokare uitwys, iets wat 'n algemene oorsaak van chroniese pelviese pyn by vroue is. En dit kan letterlik lewens red. Dink aan popliteale venose aneurysmes. Dis basies gevaarlike uitboltings in die are agter die knie. Fenografie is krities om chirurgie hier te beplan, want hierdie aneurysmes is soos klein fabrieke vir klonte wat kan losbreek, na die longe skiet en 'n dodelike longembolisme kan veroorsaak. Dan is daar 'n toestand met 'n baie treffende naam, die neetkraker-sindroom, en die naam sê alles. Dis wanneer die linkernieraar letterlik soos 'n neet in 'n neetkraker tussen twee slagare vasgedruk word. Dit knyp die bloedvloei af en fenografie is die sleutel om dit te diagnoos. En vir mans is fenografie ook die goue standaard vir die diagnose van iets genaamd varikoselee. Dit bevestig daardie selfde terugvloeiprobleem, maar hierdie keer in die testikulêre aar.
Dit is 'n algemene oorsaak van manlike onvrugbaarheid en kom voor by soveel as 15% van alle mans. Reg, so dit alles bring ons by die groot vraag oor die toekoms. In ons era van hoë tegnologie-skanderings, hoe hou hierdie ou goue standaard kersvas teen die moderner, minder indringende alternatiewe? Die hoofuitdager is natuurlik duplex ultraklank. Kom ons weeg hulle op. Fenografie is indringend, ja, maar dit gee jou daai goue standaard akkuraatheid, veral in daai fyn, moeilike are onder die knie. Ultraklank aan die ander kant is die maklike opsie. Dis nie indringend, dis oral beskikbaar en daar's geen bestraling nie. Die vlieg in die salf, die akkuraatheid hang heeltemal af van hoe goed die persoon is wat die masjien gebruik. So jy sien, elkeen het sy plek en sy doel. Maar, en dis 'n belangrike maar, selfs die goue standaard is nie 100% onfeilbaar nie. Kyk hierna. Navorsing wys dat selfs met dieselfde fenografiebeelde, radioloë in tot 10% van gevalle van mekaar kan verskil oor of daar 'n klont is of nie. Dit is nogal 'n goeie herinnering dat selfs met die beste tegnologie, die menslike oog en interpretasie steeds 'n massiewe rol speel. So, die groot vraag bly, hoekom gebruik ons dan nog hierdie ouer, meer indringende tegniek? Wel, die antwoord is eenvoudig. Dit werk wanneer niks anders kan nie. Dis noodsaaklik wanneer 'n ultraklank net nie 'n duidelike antwoord gee nie, veral in daai fyn are van die kuit. Dis ook absoluut ononderhandelbaar tydens intervensies, soos stenting of wanneer 'n chirurg 'n finale definitiewe antwoord oor klapfunksie nodig het voor 'n operasie. Op die ou end bied dit 'n padkaart wat soms net nie deur enigiets anders geëwenaar kan word nie. En dit los ons met hierdie laaste gedagte om oor te dink. In 'n tyd waar ons altyd soek vir die vinnigste, maklikste en minste indringende opsie, wat is die werklike waarde van 'n goue standaard? Een wat ons forceer om 'n bietjie dieper te gaan, 'n bietjie meer direk te kyk om die absolute waarheid te vind.